Fase 3 beurtkrag is terug en die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, besoek eersdaags Suid-Afrika. Dis 7 Maart tyd vir die Afrikaanse nuus saam met Pretoria FM. Die presidentsie het vandag aangekondig dat die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, na verwagting volgende maand besoek aan Suid-Afrika sal aflê. Die woordvoerder van die presidentsie, Vincent Magwenya, sê die besoek is 'n voortsetting van voortdurende verbintenisse oor 'n inklusiewe vredesproses tussen Rusland en die Oekraïne. President Cyril Ramaphosa het op die sosiale media platform X gesê, Suid-Afrika bly daartoe verbind om die dialoogproses tussen Rusland en die Oekraïne te ondersteun. Fase 3 beurtkrag is terug. Eskom het aangekondig dat fase 3 beurtkrag van vandag af ingestel sal word en dat beurtkrag oor die naweek sal geld. Die kragverskaffer voorspel dat beurtkrag teen maandagoggend om 5 uur opgeskort sal word. Eskom sê in 'n verklaring dat hy 2700 megawatt se opwekkingskapasiteit in die laaste 14 uur verloor het. Hy sal die naweek gebruik om sy noodreserwes weer aan te vul. En die waarnemende direkteur-generaal van die Departement van Elektrisiteit en Energie, Subesh Pillay, sê daar sal binne die volgende 30 dae 'n nuwe elektrisiteitsprysbeleid gepubliseer word. Die nuwe beleid kom nadat elektrisiteitspryse die afgelope 15 jaar met 408% gestyg het teenoor verbruikersprysinflasie van minder as 200% in dieselfde tydperk. Vanjaar staar Eskom kliënte 'n verhoging van 12,6% in die gesig, wat op April die 1ste in werking tree. Die prysbeleid wat vir openbare kommentaar beskikbaar sal wees, bevat onder meer 'n oorsig van NERSA om Eskom-tariewe te bepaal. Daar sal ook 'n hersiening wees van onderhandelde prysooreenkomste met groot gebruikers en 'n hersiening van die gratis basiese elektrisiteitsbeleid vir armes. En alle treindienste by Frankryk se besigste stasie Gare du Nord in Parys is vanoggend onbepaald opgeskort nadat 'n bom uit die Tweede Wêreldoorlog naby die stasie ontdek is. Volgens die plaaslike media is die bom tussen die spoorlyne in die omgewing van die voorstad Saint-Denis ontdek tydens instandhoudingswerk wat deur die loop van die nag uitgevoer is. Die polisie se bomopruimingseenheid is ontbied om die bom onskadelik te stel. Nagenoeg 215 miljoen pendelaars beweeg jaarliks deur die treinstasie. Mag jy 'n fantastiese naweek hê. Groete tot volgende week.